Bring die boka! Ai, 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 ai. There's a dream I feel so rare, so real. All the world in union, the world as one. En Dr. Kruiven ook asseblief, groot asseblief. Rugby is belangriker as geld. Goeiedag en mooi doop. Dag ou groote. Ok, lekker. Waar het Ceres podcast episode 2. First things first. Ek dink ek verdien hom. Bokke, dankie. Ek doen dit met liefde enige tyd weer as jy so game Joel. Ja, dit is Tiaan se verdiende loon. Ek hoop is die laaste keer dat hy teen die Bokke gaan. Ons is hier vir die World Cup wen. Ons is hier vir maatjies maak of podcast fame, nee, ons is hier om die Bokke te ondersteun. Lekker. Right. Awesome, Tiaan. Happiness. Hy's in. Dankie julle. Jo, Yes. hoorie maar. As die Bokke weer so kan speel, doen ek dit enige tyd weer. That's why we here. Ja, Dis hoekom ons amazing. hier is. Dis wat die mense wil hê. Viva Bokke. Sia Kolisi, dankie dat jy gebore is. Dankie vir Zwede, dankie vir almal, die video's wat hulle maak voor die tyd hype my op. Ek weet Ja. nie, dankie Rassie, dankie Jock, dankie Mandela Stick, dankie almal. Yes, ek weet, dankie vir die keep man. Net dankie vir Nike dat hulle ook besluit om die raai te join. Ek is so gelukkig. Ja, saam great tyd om deel te wees. Die opwinding vreet my op. Ek kan nie wag nie. Oral waar jy stap, oral waar jy sien, oral wat jy lees, die build-up is daar, soos die naweek by 'n troue, lekker troue gou daar in warmbad in die warm baths, bella. En World of Union, BJ Wow. Chopper, dankie vir daai ene. My stem is eintlik nog steeds weg. Dit was, ek kan nie wag nie. Ja, nee, awesome. Ek is baie opgewonde. Ek sien die betting odds is ook nie favorable vir die Bokke nie. Ek dink hulle die Betway begin ook agterkom dat die Bokke relatief in die mix is. Ek dink ons is op 4.5 odds op die oomblik om die World Cup te wen. So, Dis goed. So ja, kom ons skop dit af waar dit seer is en waar dit seer was. Bokke Nieu-Seeland. That's why we're here. nee, great. Ek dink vir my is twee groot positiewe punte. Ek dink die jong manne, die onervare manne wat ons punte wat ons uitgewys het, in terme van Imani Libbok, great opgestaan. Hy het sy ding gedoen, net gewys hy het sy groove en sy mojo bietjie terug. Ek is 'n groot aanstander van Swys de Brein en daai analise wat hy gehad het op Final Whistle. Ja, ek raai enigiemand aan, gaan kyk dit, volg die man. Dit sal nog ons een van my drome wees om as ek saam iemand om 'n vuur kan staan en 'n bietjie rugby gesels, sal dit saam Swys de Brein is. Net om bietjie die oom se brein te pik en bietjie 'n paar idees en net te leer hoe hy dit sien. Maar in elk geval ja, Manny, great stuff en dan Kane en Moody. Daai Ja. man het nie 'n voet verkeerd vasgestaan. Ja, what a way to step up. Ek op die Mani trein, ek dink hy wys nog al die games hierdie wat hy gedoen het. Die naweek is net daai control, die game, die extra bietjie flair wat hy bring, die composure, sy skoppe het gewerk en dit is dit almal soek. Nee, sy touchline kicking. Oh my days. Ja. Hoe dieper hy gedeeld het in die 22's en stoot. Kom alles uit conference uit. Mani, we're on board, brother. We're on board. Jy het ons. Jy het vir my. Ek is jy's ons World Cup winning team. Ek's jammer vir Andrei, maar ek dink dit is plek vir my. Ek dink as ons nou 'n scrummy seer maak, vat ons nog 2 saam. Ja. Ek alles goed en wel, die manne het hulle voet gestaan. Ek moet net 100% krediet gee vir die pak forwards. Dis te danke aan hulle dat die agterlyn kon doen wat hulle gedoen het. Dominerende pak. Ja, daai video
waar 7 manne gelyk van die bankie af opstaan en opdraf, gee my rillings. Dis die intimiderendste ding in rugby nog ooit. Dit moet wees. Dink jy, dis 'n nuwe pak en die ene wat jy oplos is Papa Pieter Steff, wat net besluit sy engine het nog tyd oor. En toe sy engine 10 minute rus ook gehad, so dit is eintlik ongelooflik geweest. Hulle het Aspris, Pieter Steff het Aspris 'n geel kaart gekry. Dis hoekom hy en Rassie so gesit en lag het op die touchline net. Kom ons rus jou ook darm 'n bietjie, nou het ons dan is al vars. Nee, maar 'n 7 man, dis historiek. Soos my skoonpa gesê het, hy het nog nooit 'n All Black span na die tyd gesien waar elke liewe een van hulle bloed gehad het nie. Dit is manne het gedomeineer, fantasties. Wat 'n naweek. Baie kwaad vir Saf Air. Ek het die eerste helfte gedeelte daarvan gemis. My vlug was bietjie delayed geweest. Maar wow, ek dink ek het die highlights al 3 keer gekyk. Ja, nee, ek wil net ook, voordat die mense nou te in diepte ingaan oor hoe fantasties die bokke is, want ek dink dit kan alleen ons vir 5 ure besig hou. Eerstens Nieu-Seeland. Eerste 20 minute waar die bokke, die feit dat die bokke nie 'n punt aangeteken het in 20 minute, wys net vir 'n mens hoe scary Nieu-Seeland is. Daai defense dis 'n span wat nie wou verloor nie. Ek bedoel, Suid-Afrika het 120% opgedaag. Enige ander span is in die moeilikheid as 'n span so opdaag. En die feit dat hulle 20 minute op die backfoots in hulle 22 gegaan het en net dit die hele tyd defend het, dit wys vir jou wat se tipe hondsteek in daai span ook. En ek dink dit is die een groot positief wat hulle gaan wegvat van die game af, is die feit dat ons het die beste Springbok performance wat 'n mens aan kan eintlik basies dink, ervaar. Dis die grootste vernedering wat Nieu-Seeland al ervaar het. En die feit dat hulle 20 minute gegaan het en net daai onslot gekeer het, is Ek moet sê, ek skiep nou 'n paar punte, maar dit is die een teleurstellende ding wat vir my uit die game uitgekom het. Is die feit dat hulle is 13 manne gewees op die veld, 2 manne af. Ons het vir hoe lank aangeval. Dis dalk die een punt wat ek sal uitlig wat vir my bietjie aan die negatiewe kant was, net daai afronding, net as hulle 13 manne af is, moet ons nie net 7-0 voorloop nie. Dan moet ons moet 15-20 punte aansit. En dis krediet vir die All Blacks se defense. Ek dink bly goed. Hulle is die beste span in die wêreld en wat die wêreld nog ooit gesien het met 'n rede. Moet sê ek is ook, soos ek sê, ek kyk the final whistle weekliks religiously. So doen ek met die breakdown ook aan die Nieu-Seelandse kant, en ek is baie teleurgesteld met wat hulle gesê het na die wedstryd. Ek dink Jeff Wilson is in die nuus gewees die laaste tyd vir 'n paar verskriklike opinies wat hy gelewer het. Ek stem nie saam nie. Ek dink hulle het baie van die bokke weggevat en basies net gesê dit is nie die bokke wat beter was, hier is die All Blacks wat sleg was, en ek wil met hulle stry. So bietjie teleurgesteld in dit. Punt wat hulle ook hardop afgegaan het, as ek op daai trein kan bly, is waar hulle vir Malcolm Marx beskuldig het dat hy daai geel kaart van Scott Barrett, die tweede ene wat nou sy rooi kaart geword het, gemelk het en gesê het en soos sokker te kere gegaan het. Maar gaan kyk die video's, Sam Cane doen presies dieselfde met Pieter Steff te tooi. En jy moet dit, ek bedoel, dis die reels, en ek bedoel, dis nie asof Malcolm gaan seer kry, so wat hy doen is hy bly op sy knie, want Malcolm kry nie seer nie. Hy kan nie, hy's gebou, hy's immuun, hy is Superman. So, hy kan nie seer kry, so wat hy gaan doen is hy gaan op sy knie bly en hy gaan sê, hoorie, gaan kyk na hierdie, die medics is daar net om die show, die theatrics te gaan, maar dit gaan oor, julle mis 'n call, die is nie reg nie. En ek weet, daar's baie 50-50 calls in 'n rak deur die game, waar die ou so half op sy voete is en jy moet hom wegvat om die bal skoon te maak. Maar Malcolm Marx was nie in die pad gewees volgens my nie. Tweedens, Scott Barrett het direk van sy voete afgegaan. Hy het hom dalk nie noodwendig direk op die kop gevang nie, maar hy het intentionally op die ou geduik op die grond. Ek weet nie, het sal interessant wees om 'n paar experts in te kry om vir ons bietjie die verhoorproses te gaan verduidelik en dalk vir ons bietjie meer insig te gee. Dit sal ons kyk na volgende week toe, maar dit is vir my, ek weet nie, ek sê nie hy moet geban word nie, ek dink net die breakdown uit die punt gemis daar. Hy het 2 geel kaarte gekry en dis kom hy 'n rooi kaart gekry. So dis nie asof dit 'n rooi kaart offense is nie, en hulle het ook gevind dat hy soos away served his time. Lekker, thanks for coming. So dit is nie cynical nie, dit is net verkeerd. So 'n geel kaart, dit is wat dit is, fair. Malcolm Marx dit. Ek stem saam, dis fine. Kry dit, doen dit, whatever. Kry die penalty, die bokke het gewen. Shut up.
Damian Williams se man of the match. Dis wat ek wil sien. Solid is- performance. Willie Leroux bly ons nommer 1 fullback, net op vorm, maar as dit jou backup is op enige posisie, die confidence, die spoed wat hy in 'n game Ja. bring, die aggressiwiteit, die aanhoudendheid, ek is all aboard die Damian Williams se trein. Dis great en ek so bly uit man of the match gekry. Hy's die ultimate professional in my opinie. Hy het daai pizzazz, hy het daai flair, hy het die erkenning vir die social media presence. Hy's 'n marketable prospect. Hy is Sia Kolisi-esk in daai sin van hy kan daai world figure. Johan Rupert se brainchild. Johan Rupert se brein. En we here for it. Dankie aan al die betrokke partye. Dan ook die groot een is die 7-1 split. Die build-up voor die game. Hulle sê breaking news. Maar sê vir my, sorry, hoekom het Willie nie gespeel nie? Wat was die rede? Ek het dit gemis. Nigel, maar ek dink dis 'n wink Nigel. Ek dink dit was die plan Ja. van die begin af. Hy's nie Yes, heeltemal- massive. En nou wil 'n party van die joernaliste na die tyd kom staan en kla en ouens sê dis uit en uit so blaatant binne in die reëls. Daar's niks. Almal kan dit doen. Ja, en hoekom doen mense dit? Want jou risiko is te groot. Ja. Jy het 7 forwards, jou Jy risiko vat is, die kans. as enigiets gebeur, dan is jy in die moeilikheid. Ek dink ons moet vir Batman for 20 hier inbring en laat hy vir ons 'n bietjie 'n opinie lewer. Batman voor 20 speel net die odds, papa. maar jou 7 gelukkig het ons die cover. Quagga is 'n lekker ou om daar te hê want hy cover vleuel kan hy cover, so dis alright. En dan met Damian op fullback wat enigiemand anders wat uit is Elke cover liewe hy. backline posisie behalwe skram af. Ja, en jy kan nie goed rond shuffle dat 'n Kurtley Arendse kan fullback toe skuif. 'n Kane Moody kan fullback toe skuif. Dis wat ons sê die diepte in die posisie wat die ouens kan jol is great en wat Kurtley Arendse op buite senter gewys het is dat ek bedoel hy's ook 'n speler. Nou het jy nog 'n ou wat kan 15, 14, 11 en 13 speel. What a guy. Ja. Ek dink as ons nou baie tegnies kan ingaan op daai punt, die een plek waar ons dalk bietjie uitgewys kon word indien Kane Moody in die tweede minuut seer gekry het, is miskien buite senter. Maar die feit weer eens dat ons pak so gedomeineer het gemaak dat dit nie nodig was om eers te bekommer oor die agterlyn nie. Die manne daarvoor, die harde manne, ek weet nie almal weet hoe dit voel om maar te speel nie, maar damn it, dis hom lekker. Just daai was total scrum dominance. Total line-out dominance. Dis 'n totale perfekte forward pack spel. Ek het nou lank gedink na die game toe ek so na die ouens kyk en dis iets waar ek ook wil praat is. Ek het uiteindelik uitgevind wat is die filosofie hoe mense Springbok kind gaan grootmaak. So Dit wil ek hoor. So dis een van 3 goed. Stap 1 is die obvious, is route 1. Jy stamp vir hierdie ou met boerewors en steaks van kleins af. Jy sit hom op 'n rekbed, jy maak seker hy is 1.9 plus en hy weeg 120 kg en al wat jy doen is hy mag nie 'n ander fliek as Gladiator kyk nie. Hy kyk Gladiator, hy kyk Fight Club. Net heeltyd voluit, hy gaan speel. Hy gaan 'n Springbok word. Ander een is jy laat die man voetdrills doen en jy En so 'n bietjie 'n panic mechanic vir Sean Raymond daar aan die kant ook inbring. Ja, dit of jy sit hom, jy laat hom voetdrills doen. Jy sit hom in 'n telefoonhokkie en jy sit 'n squash stief maar agter hom en jy sê vir hom jy wy die handsak die heeltyd. Jy gee vir hom voete, jy laat die man vinnig kom, jy gee vir hom spoed, dis die ander manier. Of wat ek dink dalk die beste manier is en wat die hidden grootste legends kry, is jy fok net die ou se neus op. Breek sy neus, Quagga Smith, Franco Mostert. What? Dit is hoe mense Springbok word. Jy wees Quagga Smith of jy wees Franco Mostert, vat die hits op die gesig, dis taaf, maar jy's 'n bok, jy gaan 'n mooi vrou kry, beloof. Doen dit vir die glory. Jy hoef nie groot te wees nie, jy hoef nie die sterkste te wees nie, maar daar's iets anders in jou as jy nie omgee oor jou gesig lyk nie. Ek love it. Lombard, jy gee my hoendervleis. Jy gee my hoendervleis. Nee, dit is ja, nou mag ek net laities kry. Ek is sommer reg vir dit. Ja. Nee, ja, jy het nou so daarin geraak. Scrums. Hulle het ook relatief goed geskram 8 uit 9 gekry. Ons het 8 uit 10 scrums. Lynstane is dink ek waar die verskil ingekom het. Daai strafskop na strafskop na strafskop. Ons het 15 uit 17 lynstane gevat. Hulle het net 10 uit 15. Dit gebeur nie met 'n All Black span nie. So dit En wat scary was is hoe
nervous hulle was om die early hit te kry op die lyn staan en met daai klomp balle wat hulle ouens uit die lug uit gevat het heeltyd. Ja. Want dit is daai jy weet jy moet die set stop want as jy die set nie gebreek kry nie dan is daar baie min maniere hoe jy die pak gaan stop. En vir 'n verandering, hoe goed was die bokke nie om aan te pas nie? Broer, Malcolm Marx se 3, Siya Kolisi verdien al die krediet in die wêreld om wakker genoeg te wees om te sien die tweede defender het ingeskuif toe hy daai mol join toe vat om te speel om buite van Marx. En ons het 2 of 3 kere wat ons bietjie die point of contact bietjie geskuif het en fantasties, want die ouens weet as hulle nie hard druk op die main punt waar ons lynstaanbal vat nie, as hulle nie daai mol gaan contest nie, dan gaan ons skoor. Nou het ons 'n paar variasies ingebou. In 2, 3, 4 jaar terug het ons nie daai variasies gehad. En slim variasies ook. Ek bedoel op slim tye van die game is 'n wanneer die ouens moeg is en jy het 'n vars pak, 'n 7-1 split wat opkom, jy het 'n vars pak, is die logika wat vir jou sê is werk aggressief hard, jy is moeg, werk aggressief hard om die mol te stop en daai variasie op Kwagga se 3 om net off the top speel hom om dat hy daar inhardloop. Dis die regte ou om dit voor te gee, hy die agility en die spoed en die movement om daardeur te kom, maar net daai variation op daai tyd. Dis nie 'n okay boys, kom ons try nou hierdie variation nie. Dis 'n berekende gap in die game, spasie, tydgleef in die game wat geïdentifiseer was om te sê dis nou tyd. Ja. En let bietjie op ook ons angle of attack. Elke keer, kyk gou ons pakkies wat same side hardloop, nee. En ek praat nou nie van die ones of runners wat in die backline af in die 10 kanaal afhardloop. Ek praat van die ouens wat om die rak kom. Kyk gou 'n bietjie hoe maak ons reguit. Dit is soos die heeltyd wyd, lekker wyd om, jy moet wyd, bring die kontak binnentoe. Wyd, bring hom binnentoe en dan begin dit daai back of the hand agter die rug verby. Daai goed bring alles in. Love it. Ons gaan baie lank, ek hoop nie te lank wag nie, maar dit gaan baie lank wees voor ons so bok performance weer gaan sien. Nee, jy is verkeerd. Skotland. Oor 'n week. Oor 2 weke. Skotland hoef ons gelukkig nie so perfek te wees om hulle te trap nie, maar dit is eens in 'n leeftyd performance gewees, jy kan nie dit van daar weg. Dit is en ek bedoel met ouens, Andre Esterhuizen wat net vorentoe gaan. 'n Kynaan Moody wat 'n groot game gehad het hy het nie veel gehad om te verloor nie want jy weet jy voer hom sê nie vir die honde maar 'n massive game en net daai ek bedoel Luka in jou arm word hoog en laag geprys vir sy tyd op die bal, is sy groot voordeel, yes, en daai intercept offload agter om die rug is waarvan drome gemaak is. Ek bedoel dit is daai reaktief, daai selfs daai 3 wat disallowed was vir die bal deurskop. Daai 2 keer wat hy net dis 'n body movement, dis 'n jink wat hy gooi. Dit is ek is so opgewonde oor Kynaan. Trick question. Ons beste staat in 13. Wie sal nog steeds vir JC start? Ja, nee, JC Kriel. Nee, Kynaan Moody is daar's 'n goeie kans dat in play-off tyd dat hy kan oorneem as hy nou. Maar ek dink hulle gaan wissel tussen die twee. JC Kriel is solid. Ons sê nog hy's goed. Hy is solid. Ek dink op die defense ook veral teen Skotland, die span, die Europese spanne, Skotland, Ierland, defense is alles. So. Ja, ek dink hy het 'n groot saak vir homself gemaak. Kynaan Moody het definitief hom sy hand opgesteek en dis wat jy soek. JC Kriel, ek kry hom jammer want dit voel vir my elke keer hy 2 weke terug teen Wallis het hy die game van sy lewe gehad in 'n Springbok try en nou die rave of the town is hoe goed Kynaan Moody is, verstaan? Ja. So dis tough. Maar ek stem so aan back hom met hom nie wegvat nie. Ek sou net sê as jy daai bietjie X-faktor of ietsie ekstra miskien soek, het ons ten minste dit nou in Kynaan Moody. Dis ten minste die vraag is al daar om maybe te kyk na 'n ander opsie op 13. Nie dat jy 'n ander opsie soek nie, maar die vraag is daar. Ek wil gou net ook 'n punt van my opbring en jy het laasweek gesê miskien is dit ons rush defense wat dit veroorsaak, die missed tackles. Maar net 'n stat uit die game uit Nieu-Seeland met hoe ons oor hulle was, het net 17% missed tackles. Hulle het ek dink hulle het 19 tackles uit 111 tackles gemaak. Waar ons het uit, ek weet nie, 180 of 90 tackles het ons 39 gemis. Ons het 39 missed tackles gehad vir die game. Ja, ons het meer defend, maar 20% is baie.
Dalk, miskien kan jy mitigate met ons strategie, soos jy sê, ek dink tog dis steeds iets wat ons kan op fokus, met die feit dat, ek dink ons almal misgis onsself, ons het die game gedomineer, en het gevoel of ons heeltyd die bal gehad het, maar as jy na die stats kyk, Nieu-Seeland het 165 passes gehad, waar ons 101 gehad het. Die possession is 53%, Nieu-Seeland 47% Suid-Afrika. Wat beteken, dit was nie so dominerend in terme van die stats, soos wat mense te gevoel het in die game. Ja. Kyk, wat ek stem saam met jou op die missed tackles deel, wat die mense in ag moet neem van dit is presies wat ek laas gesê het, is ook die rush defenses, jy het op die punt van kontak, 2 ouens wat invlieg, en die een ou hop dalk van sy heup af, maar dis 'n ou wat totaal al nie eers daar moes wees om die tackle te gemaak het nie. So as mens kyk na 'n scoreline en na 'n possession stat is een ding, maar as jy kyk na territory in die veld, dan die Bokke gedomineer, want is heeltyd positiewe tackles, dis heeltyd hulle is terug, waar hulle maak die tackle, want is one-on-one defense. Maar in one-on-one in defense gaan Malcolm Marx 3 meter maak. Ja, jy tackle hom, maar jy val terug. By ons is dit, die ou vang jou 2 meter agter jou voordeellyn, hy gly van jou af, en 10 centimeter later is daar jou actual defensive line met jou stamp. Hierdie ou breek net jou momentum. Ja. Hy maak dat jy ewe skielik moet skarrel om te trap. Foute maak. Ja, moet foute maak. So, dit is concerning, ja, maar ek dink dit, die stat is nie heeltemal akkuraat, as jy na dit kyk uit net 'n stat oogpunt uit. Ek dink dit is 'n tactical play, laat jy meer tackles mis toe. As jy daai first time tackles kan maak van daai kant defenders af, is dit 'n ander game, maar dan is hy die tackler en die ander is die first arriving player, so jy gaan jou turnover opportunities gaan meer wees, maar ek dink op sê maar nou 17% teenoor 20% missed tackle stat is. Daai 20% is fine, want ons het turnover opportunities heel daar. En as jy sit met 'n Malcolm en 'n Kitte wat net daar is, en dan Marco van Staden en Kwagga wat van die bank af saam opkom. Ek bedoel, dit is... En verdwyn. Maar kom ek vraag gou vir jou, is so 'n vraag iemand wat nou nie al die tries wat disallowed tries gesien het in die eerste helfte nie. Ek het nou van die highlights gekyk, maar highlight is nie in die oomblik nie. So as ek jou opinie kan vra, dink jy van daai 3 wat Nieu-Seeland wat nie toegeken is en hulle is iets wat moes gebeur het, wat hulle unlucky was nie, of was dit maar blaatante goed wat so moes wees? Jo, ek kan nie onthou nie, ek was bietjie dronk. As ek moet eerlik wees. En hier verwag ek 'n professionele opinie. Dis nie, die breakdown het nogals te kere gegaan oor dit en gesê hulle is baie unlucky en dit net. Ja, maar just hierdie flippin, hierdie lande, soos die breakdown, dit is so subjektiewe oogpunt om na die goed te kyk. Jy is die hardste op jou eie land, so jou eie land het altyd droog gemaak, en die refs is altyd verkeerd teen jou land. Dit is nie op dit subjektief. So, eerlike antwoord, ek was dronk, ek kan nie onthou nie. Great antwoord, dis wat ons wil hê. Dis hoekom julle na ons luister. En dan 'n ander vraag, iets wat jy nie noodwendig nodig gehad het om te kyk is, dink jy ons Suid-Afrikaanse spanne travel en speel beter in Europa as gevolg van URC, omdat ons meer gewoond is aan hulle kondisies en meer gewoond is aan hulle stadions en meer gereeld so te travel, kan dit 'n impak gehad het? Ek dink definitief so. Ek dink baie van die ouens speel ook in elk geval al. Ek dink die feit dat ons jy speel baie meer in daai conditions, jy speel baie meer op natter pitches, stadiger pitches. Jy's gewoond aan 'n slower pace of play ook. Dit is 'n meer Dis 'n ander ding wat hulle oor verskriklik gekla het. Hulle het gesê, dink die totale game tyd was 120 minute of 110 minute, so iets, waarvan net 33 minute in spel was. Ja, man bro, hulle het bitch en moan oor flippin Steve Hansen wat vir Eddie Jones gaan help het. Ek gee nie om oor. Dis net pandits, hulle is soos ons, dat ek kan kla oor enigiets in die wêreld. Ons is beter. Ons is meer realisties. Ja, ons is meer realisties. Ek wil 'n ander ding sê, wat verskriklik scary is, wat ek het gisterand 'n gesprek gehad hieroor. Malcolm Marx se rugtattoo, nee, Tydelik. dit is daai wat toe hy het gesak in die skram te trek hy ding op. Het jy gesien wat is daai rugtattoo? Dis soos 'n ancient war heroes en Greek gods en goed. Hy het basies Kes se geskiedenis gaan opswat. Ja, maar ek bedoel dis ek
gaan dit nou butcher as ek sê wie dit is. Maar dit is sê maar nou soos 'n arthritis. Wat? Wat is 'n Achilles en 'n flippin? Dit gaan 'n Instagram show raak. Maar ja, nee, ek dink net dit is jy speel teen sê maar nou Engeland, wat Joe Marler is hulle tafste speler. Dis hulle jy's hierdie ou het 'n mallet en hy het tattoos, blommetjie tattoos op sy arm. Yes, hy's hard. Ons Slot het ook so flippin streep deur die middel van sy kop. Sy bynaam is die Viking. Wat kry hy op sy bicep? 'n Viking. Want ek is die Viking. Malcolm Marx, a scary individual built like a brick shithouse. Het 'n tattoo van net 'n klomp war en Griekse mitologie en flippin champions op sy rug. Dis 'n art piece tribute op sy. Dis die scarieste goed. Dit moet so intimiderend wees om net daar te staan in daai tonnel. Hulle kaptein staan en sing en klap hande. Siya Kolisi having vibes. Hy saai homself op. Hulle staan daar, dis sy manier om op te saai. En agter hom staan Malcolm Marx wat nie knip nie. Sy oë is so droog. Ja. Ek gaan nie daai grappie vertel. Ek het nou in jou oë gekyk en ek het gewonder, o donder, wat gaan jy nou sê? Is so droog dat hy kwaad is. Wel, ek dink 'n close second in die tonnel vir intimidasie is 'n Marco Tuisie Blom wat vir die Sauer dagbreek uitdraf net op 'n Sauer final. Maar ja, any case, great game, baie tevrede. Baie tevrede. Ja. Dankie Bokke. Ons is Ja. dit is waar ons gelukkig is. Ons back julle, ons kom soontoe. Dankie Rassie en Jacques. En dan van Rassie en Jacques af, dan skiet ons dadelik van heroes tot zeros. My goeie vriende, die Ashes Boys, Engeland en Australië. What's going on? Scary hoe vinnig mens kan val. Yes. Scary. Dit is scary. Ek sien nou Australië het een game gewen in 2023 hier, onder die Eddie Jones regime. En dan sê hulle onder Steve Borthwick het hulle 33% wenrate Engeland. So nou is die vraag is, het Engeland 'n fout gemaak en die enigste ding wat wys Engeland het nie 'n fout gemaak nie, is die feit dat Australië so Ook kastig wen, is. ja. Dis 'n weird ding om in te wees. Ek het 'n artikel gelees wat gaan dit nou obviously die Engelse media is kwai negatief oor Engelse rugby, maar wat hulle teruggevat en gesê, kyk wat in die laaste 18 maande gebeur het in Engeland se Premiership rugby, wat clubs onder administrasie ingaan. En laat dit nie vir jou idee gee wat soos hoe structural of besigheidkant van rugby probleme daar in die land is nie. En ek dink Steve Borthwick word baie gevang onder media pressure. Hy luister baie vir jy moet vir Marcus Smith kies of jy moet vir die kies. En ek dink daai ouens weet self nie wat hulle moet doen nie. Selfs met Eddie wat inkom en hy wil 'n verskil maak van die begin af. So wat doen ek? Ek kies nie vir Quade Cooper nie. En ek hou nie van Eddie Jones omdat hy dit nie doen nie. Yes, ek kan nie gelyk kies vir Quade Cooper nie. Maar ek dink daai ouens is net, hulle het so die plot gemis want hulle wil so erg 'n verskil maak. Ja. Ek is weer 'n groot Eddie Jones fan. Ja, ek moet bieg, ek het so 'n bietjie van sy boeke gelees en ek het al 'n paar goed voor hierdie laaste sien maar jaar en 'n half se term oor gehad het. Ek is 'n groot Eddie Jones fan. Ek dink hy is bitter intelligent en ek dink dit wat hy doen, ja, soos nou die laaste tyd, vat bietjie tyd. Maar as jy met hom stiek, jy gaan op die ou en die vrugte pluk. Dis hoekom ek nog heeltyd so stoute gevoel binne my het in hierdie jong Australiese span. As daai manne, as jy nou die team sheet gaan kyk, as hulle klik die dag, dan kan hulle 'n paar opskuddings maak. Ek sou nie hulle back glad nie World Cup favorites nie, maar definitief dink ek dit in die langtermyn is dit nie 'n slegte call nie. 2027, dit gaan nou half die maatstaaf wees vir Eddie Jones om te sê dit wat hy gedoen het in hierdie tyd, is dit die moeite werd of nie. En aan die ander kant ook weer Steve Borthwick, ek dink ook dit wat ek van hom al gehoor het en so 'n bietjie gesien het, is 'n flippend intelligente ou wat bitter suksesvol was in sy coaching loopbaan tot dusver. Ek dink bad luck, bad timing, wrong time, wrong place. En met, soos wat jy sê, ek dink is bitterwaar. Kyk na Suid-Afrikaanse cricket. Kyk waar is ons administrasie en ons besigheidskant en kyk hoe spoel dit oor in hoe ons speel.
presies dieselfde in Australië gebeur. Ja, ek dink ek Ag, stem Engeland. saam. Ja, ek stem saam met jou. Ek dink wat vir Engeland en Australië dangerous maak in die World Cup is omdat hulle in swak vorm ingaan en in brackets of in aanhalingstekens en in 'n makliker kant is, maak dit hulle gevaarlik as hulle kan momentum bou in 'n semifinal in. Is dit 'n gevaarlike span en ek identifiseer daai ding, maar dit kan vinnig altyd ander kant toe gaan. Ek dink met hoe sleg hulle doen of hoe sleg hulle results wys, kan 'n mens niks wegvat van obviously Frankryk wat ongelooflike rugby speel op die oomblik. Wat verdien het om vir Australië te wen. Maar dink jy hulle is 100% dieselfde span sonder in te maak? Ja, kyk, omdat Ramos wat fullback speel, paal toe skop en hy het laas gemis. Ja, ek kan nie dink wanneer hy laas gemis het nie. Hy het laas gemis toe hy die girl probeer soen in graad 1 en sy sê vir hom nee, dis omtrent die laaste keer. Presies dit. So ek dink hy haal baie druk af van 'n losskakel af in terme van jou daai rol wat ons op Manie die druk baie gooi van jy moet paal toe skop en dit is nou hy haal daai druk baie af en Jalibert wat ingekom het vir te maak is nie 'n slegte plaasvervanging. Hy val baie goed aan. So hy's 'n good attacking en onthou hy hoef nie so kicking clinical te wees nie want jy het vir Ramos daar. So ek dink en omdat jy vir Dupont het wat die playmaker general in die span is jou Jalibert is amper beskerm en ek dink met Ramos het dit vir Ntemak ook beter gemaak want Ntemak se flair en Ntemak se play is net op 'n ander vlak en dit gun vir hulle daai gemak om te kan sê just play. En ek dink Jalibert stap in 'n lekker posisie in. Ek dink as ons nou in dieselfde situasie as ons is, maar sê my nou iets met Manie gebeur, het ons nie dieselfde gemakposisie nie. Ons gaan dieselfde rely op Faf as wat hulle rely op as wat hulle nou sê maar nou rely op Dupont, maar ons het net nie daai gemakkie. So ek dit is vir die Franse baie groot positief. En dan die groot een obviously dis nou weg van daai game af is Fiji Engeland. Fiji was amazing, fenomenaal. Dis scary human beings wat hou van op sand hardloop die heeltyd, optraan op sand hardloop. Dis wat hulle doen. Op sand. Ja, dit is specimens. Ek bedoel wat hulle center kombinasie Redrada en Nayakalevu is. Ek bedoel Nayakalevu was die beste rugby speler op daai veld. Met ver. Die groot positief vir my van hulle span is en ons sê dit nou nog heeltyd, ons het dit al 'n paar keer geraak ook, die ou manne wat al terugkom. Nou Fiji het nie verskriklik baie ou manne nie, maar hulle is baie kalmer as gewoonlik. Hulle is baie meer structured as gewoonlik sonder om die unstructuredness van Fiji rugby af weg te vat want hulle kan verskriklike drieë van enige plek in veld aftrek. En die ander ding is hulle set piece. Baie meer solid as wat hulle was van tevore. Hulle kan amper al bank op hulle set piece en dit maak hulle verskriklik gevaarlik. Want hulle gaan jou uit jou tokse uitduik. Hulle gaan om jou hardloop, hulle gaan deur jou hardloop en nou ewe skielik het hulle set piece ook wat jy moet leer verdedig en ek dink wow. En in terme van pure athleticism is daar nie 'n span wat daai tipe athletes 1 tot 15 op die park bring. Radradra, miskien naas Verlau, beste atleet wat rugby union het. Maar selfs ek weet nou nie eers die regtervleuel wat hierdie naweek gespeel het. Hy het 'n 3 gedruk wat hy net explode. Ja, binne buite. Hy explode net. Daai tipe spoed op hoe groot daai ouens is. En die ding is hulle flanke, hulle los trio is 3 atlete. Dit is basies world player, 7th players of the year. Ja. So dit is En so dit is as jy struktuur wat lyk of hulle dit al hoe meer inbring. Ek bedoel dis die eerste keer ooit wat hulle vir Engeland wen. Dis 'n major step om voor. En nou is hulle bo hulle gerank ook, né? Nee, 7 in die wêreld. Ek het 'n ander stat op world rankings hierso wat ek net vandag gevind het toe ek na die goed kyk wat baie interessant was. Maar ek sal nou daarby kom. Maar Fiji se structure en in die kant van die World Cup draw wat hulle is maak dit vir hulle
'n real prospect om quarterfinals te gaan. En as hulle in die quarterfinals gaan kom met confidence, Dankie Eskom, maar as die krag terug. krag is dan net aan. Fantastic. Dan gaan dit vir hulle verskriklik baie gee om in 'n semifinal te kom. En is dieselfde ding op daai punt in 'n semifinal is dit nervy. Bokke 2019 teen Wallis in die semifinal was ons lucky om te wen. Dis 'n nervy game. Geen nie om waar die span gerank is. Geen nie om teen wie speel nie. Ja. Dit is 'n must win at all cost game. Jy jou World Cup maak of breek daar. As jy in 'n final verloor, is dit disappointing, maar daar's semifinals waar dit so ek dink En Kotter ook, ek sal hom nie weggooi nie. so nee, ek is baie excited. Wat ek wou gesê het oor die world rankings, baie interessant. Suid-Afrika het nou 'n groot jump gevat. Kom ons sê top 4 is relatief settled. Ek dink dis maar vloer die ouens so naby aan mekaar, Ierland, Suid-Afrika, Frankryk en Nieu-Seeland. Maar wat baie interessant is Fiji het opgespring 7 toe na die wen. Wat baie goed is. Dan Engeland 8, Australië 9, Wallis 10. Dis hulle al drie se swakste world rankings vanaf dit begin het in 2003. So dis die laagste wat hulle ooit was. En toe fun fact, Suid-Afrika se swakste tyd in die professionele era, of kom ons sê van die world ranking wat ooit begin het, is arguably 2017-18 Alistair Coetzee regime. Hy het 'n tawwe tyd gehad, daar was 'n hele transformative span, maar so die swakste, hy was gesack toe ons op 7. Toe is die swakste wat die Bokke nog ooit was, toe sê ons tot hier toe en nie verder nie. En die feit, ons praat nou oor Engeland en Australië, soos wat gaan hulle doen? Soos die fall is, jy kan sien dat hierdie ouens, Wallis is 2 goeie games weg van ook, verstaan, hulle is nie selfe rebuilding phase, maar hierdie ouens is die moeilikheid hieronder. Ek kan nie sien hoe hulle 'n 1-6, sê maar na Argentinië wat nou 6 is, hoe hulle een van daai 6 nou weer vang in die volgende 12 maande. Maar dis soos jy sê, en ek dink dit is hoekom ek nog die hele tyd dit noem, en daai backdoor amper al wil ek sê, ooplos, is Australië. Jy is letterlik 2 goeie games van 'n World Cup final af. 3 goeie games max. 2,5 goeie games, kom ons noem dit 2,5. Jy moet net deur jou groep skraap. Dan kan jy 'n right quarter speel. Jy speel 'n goeie semifinal buite die boks ewe skielik. Eerste keer in hoeveel jaar het Australië van Nieu-Seeland wen vir 'n Bledisloe Cup. Jy het net so 'n game nodig en jy's in 'n World Cup final ewe skielik en dan verander jou hele aura en ek wil sê die hele gevoel om wie wat se Spanje is. Almal vergeet van 2 maande terug. Ja. So ja, ek weet nie, ek dink is as 'n Suid-Afrikaner baie lekker om te sien Engeland en Australië sukkel, maar ek sou hulle nie uitgooi nie. Ek sou hulle nie afskryf en sê, right, dis 'n walkover. Maar vir een of ander rede verkies ek 'n goeie Australië en Engeland bo 'n goeie Ierland en Frankryk. Die predictability 100%. rondom hulle twee is net soveel meer. Ierland is scary. Ierland is die eerste ouens wat daai behind the back play wat almal nou doen. Dis die eerste span wat dit. Hulle doen dit nog steeds die beste. Ja, maar hulle het dit gerevolutionise. En dan Frankryk wat dit reg gekry het om 'n stuk duur span op die veld te sit en nog steeds daai French flair te hê. Hulle is amper al vir Fiji gekombineer met struktuur. Ja, nee, en ultimate struktuur, super struktuur. So nee, ek is baie opgewonde wat ons voor lê. Ek dink ons gaan volgende week sal ons mooi in die World Cup gaan en ek dink dit is maar waar ons gesprek volgende week lê. Ek dink ons moet nou maar kyk na hoe lyk ons die ander sporte wat die naweek gebeur het, maar die ander goed wat gebeur het. En die naweek was vol van sport geweest. Ek wil net 'n paar goed om op te lig vinnig, die FedEx Championship wat verby is. Victor Hovland wat hom gevat het. Ek is baie bly. Baie bly. Baie happy. Nice guy, love sy mindset. Love hoe hy ek nou die gesprek hoor dat hy praat oor hy het geleer om homself te vergewe vir fout wat hy maak op die baan en dit het hom ge-elevate tot die volgende vlak. Want toe hamer hy nie so op die foute wat hy maak nie. Ek bedoel, daai mentality is 'n baie sterk dis 'n mental game wat jy wen en dit gaan jou net elevate want jy vergeet vinniger van jou foute. Hy het op 'n stadium 'n paar video's wat hy rond te doen wat wys tot ek chip beter as hy 10 meter voor die green. Hy het 'n paar wille chips gehad in sy carrière vroeër, maar what a nice guy. Ek bedoel, hy het sy Engels geleer deur ou Engelse of Amerikaanse flieks te kyk en hier is hy 18 miljoen $US ryker na een naweek. Ek dink 22 of 21 point something in 8 dae. Iets verskrikliks. Backy guy. En wat die coolste gemaak het van daai laaste dag
van die FedEx Champs wat dit so belaglik gemaak het is, bro, hy het 63 gespeel om te wen. En dan Xander Schauffele out of nowhere pluk gou 'n 62. Daai twee flag hand die heeltyd. Dis net balle wat om pins drop, lang pads wat val. Ek bedoel, ek dink dit was hulle albei het op die einde op die laaste gat toe Victor Hovland 'n pad gesink vir sy 63, 'n langerige pad, sê maar nou so 15 voete, fact check. En toe Xander sou vlei 14 voete, minder as Hovland obviously. Xander het ook al gesê dis die meeste van wat hy gehad het in 'n verloor nog ooit en hy het ongelooflike golf gespeel. Ek bedoel, ja, sy scores tweede in die FedEx, né? Tweede in die FedEx. En Scottie Scheffler het weer die bus uitgevang. Hy was 4 weke terug favorite. Totaal en al favorite. Hovland het net so belaglike run timing, gehad. Wys hoe crazy dit is. Ja, as jy na Scottie se stats kyk, ek bedoel sy letterlik elke liewe stat wat daar amper is hy nog steeds eerste vir die seisoen. Ek bedoel fairway to green, stroke gained, fairways hit. Hy's net alles is first. So golf is golf. Die game wat jou nederig maak, wat my nederig hou en altyd nederig sal hou, klink dit vir my. Maar ja, that's golf. En dan het jy die F1 gekyk Sondag. Ek het die highlights gekyk. Ek was weer op pad terug van die noorde af na die troue, so ek het ongelukkig gemis. Maar chaos, reën, excitement. Ja, nee, dit is wat die mense wil sien. En dan 'n ander goed het jy die F1 gekyk die naweek. Crazy. Dit is chaos gewees. Lekker entertaining, is lekker om te kyk het verslag. Ja, dit was crazy met al die reën en al die different strategies en goed. Is crazy dat Max nog steeds na al die chaos bo uitkom. Dit wys maar net eintlik bietjie, gee hom bietjie krediet. Kijk, hy was Sergio Perez was relatief hard dan by daai tweede undercut wat hulle gedoen het, maar as jy vooruit kyk hoeveel tyd hy opgevang het. Jy kan nie ek het op 'n stadium sleg gevoel vir Perez, maar ongelukkig jy kan nie teen Verstappen stry op die stadium nie. Hy is net die beter ryer, hy is vinniger, hy kry net meer uit die kar uit. Wat behind the scenes gebeur sal ons dalk in die Netflix series kyk na die tyd, maar ja, jy kan niks sê nie. Dit was die hele seisoen en dit is nog heeltyd eintlik, dis meer interessant om te kyk wie kom tweede en derde. Ek bedoel, daar's 'n paar manne wat verras en ek is baie bly vir Aston Martin en Alonso, so dit is vir my flippend lekker om te sien. En 'n ander ou wat 'n U-turn gemaak het in seisoen, sy seisoen is Norris, McLaren. Ek bedoel, hulle was down the dumps, nowhere. Ja, hulle upgrades 100% gewerk, maar op Alonso ook, as jy die reis ook, net heeltyd hoe daai kennis, net daai racing knowledge inkom, hoe hy buite 'n sprei ry, of hoe hy ander lyne kry om seker te maak dat sy tyres nie overheat nie, want hierdie lyn is nou besig om droog te word. Hoe takties hy ry, daai tweede plek van Fernando Alonso moet jy glad nie wegval. Dit is brilliant geweest. Nee, dit was die coolste reis. Ja, dit was die coolste reis. Dit was amazing. En F1 se deur die Netflix series, deur Drive to Survive, deur alles hoe dit ontplof het. Ek bedoel, ek vat selfs met Lentjie wat into it is, sy wil F1 kyk. En dit is die soos LZ wat net vir George Russell wil kyk. Ja, dis taaf. Ja, dis baie Dis taaf. Ek kan nie glo ek het dit hardop gesê nie. Ja, sy gaan my moer later. Maar nee, dit is fantasties. En die viewership van dit, omdat ja, Max Verstappen hardloop weg met die seisoen en hy het nou ge-equal met Verstappen, met Vettel vir die meeste wenne in 'n ry. Maar hy hardloop weg met die seisoen, maar die ding is jou mid-table of jou fight for second is so aggressief. Mercedes, Ferrari, Aston Martin en dan McLaren wat nou ook die fight gejoin het. Verstaan, daar's soveel fights wat rondom het gebeur en die wiel gaan draai. Red Bull gaan nie altyd so ver voor bly nie. Dis baie cool. Maar wat dink jy is dit? Soos hoe is Verstappen so ver voor? Bedoel, die kar is hy net is obviously Red Bull kar is die beter kar van almal se. Maar is sy kar soveel beter en Perez net nie so goeie drywer dat hy nie naaste by daar kan uitkom nie of wat? Ek dink dit is ek weet nie. Dit sal baie interessant wees om te sien hoe Verstappen doen met 'n ander kar. Verstaan soos hoe hy sê maar almal moet met presies dieselfde kar ry. Ek dink hy behoort relatief nog steeds on top of it te wees, want net hoe aggressief en hoe goed. Nee, echt is brilliant. So shout out FIA as jy 'n bietjie change wil bring aan 'n race of 2, ry die karre om. Ja, doen 'n car swap.
Nee, dit is baie cool. Ek dink ons hoef nie te veel in diep te gaan oor die F1 nie. Ek dink ons kennis is maar relatief beperk tot fuck, dat was cool. Fuck, daar val nog ou. Ja. Oh nee, pas op vir die barrier. So nee, maar dit was great. En dan net om terug te gaan aan die rugby. As 'n mens nou kyk na nuus buite jou obvious games wat gebeur. Scandals en interessante gebeurtenisse. Ek weet nie, ek wil begin by Fransjo Hougaard wat by die Sharks gesign het. Dit is 'n out of nowhere signing. Ek dink dis definitief daai video van hom en Conor McGregor wat saam in Las Vegas gedobbel het. So nou die oorseese investors gesien, daar's geld in die man en nou bring hulle hom terug. Wat my bekommerd maak is die feit dat die Sharks sulke tipe signings het en jy sit klaar met Grant Williams en Jalen Hendricks klaar op 9. Maar ek gaan op die vleuel. Ja. Maar pimps. Ek dink hulle kyk meer na multi-competition diepte. Maar dit is, hy gaan nie noodwendig in 'n URC start nie, maar hy gaan dan definitief die Currie Cup speel en hy is 'n blerrie goeie backup vir jou URC. En championship En plus die championship, maar plus dit net die jonger ouens wat hulle by hom kan leer, die kennis wat hulle kan kry, die confidence wat hulle uit hom kan kry. Well, amazing. Ja, season ek dink dit is 'n slegte signing. Ek dink dis 'n baie goeie signing. Ek dink die Bulle het 'n baie goeie werk gedoen om sê maar vir Janus Kirsten terug te bring, om vir Willie Leroux daar te kry. Die Bulle het ook, maar die Bulle moes goeie signings. Dit was 'n terrible seisoen wat nou verby is. Maar die Sharks voel vir my kry dit reg. En die Stormers gaan nou weer net iewers 6 ouens wat vir die Wieks gejol het, Maties 2 gespeel het iewers wat nou is hy skielike haker wat. Dis die skerry ding. Ek dink die Bulle en die Sharks is die twee spanne, obviously kapitaal gewys het hulle die meeste. WP ook, maar in 'n sekere sin, ek dink meer aan die privaat kant nou. Maar dit is interessant. Dit gaan interessant wees om te sien wat se diepte gekweek word uit al hierdie ervaring in wat hulle. Ek bedoel squad depth is nou alles met die 3 kompetisies en hulle is besig om verskriklik diepte te bou. Hoe ontwikkel dit ons jonger spanne? Of ons jonger manne om op te tel in die volgende paar jaar? Ek dink Caden Moody met al die ervaring wat om hom is met Mapu en Cornel Hendricks en wat jy kan die name net nie opnoem nie, gaan baie interessant wees om te sien wie kweek die beste talent vir die toekoms. Vir die toekoms. En ek bedoel op die oomblik is sê maar nou die Bulle is dun gestring op hulle talent wat hulle produce in terme van Kurtley Arendse, Kane Moody. Maar hulle groot ding is hulle bring in 'n Bismarck Du Plessis, hulle bring in 'n Marcel Coetzee, hulle bring in 'n Nizam Kaar, hulle bring hierdie seasoned veterans in en van dit af. Bro, Elrich Lou is goed 100%. Hy kan vir die Bokke speel, sal ek so sê. Hy's nie 'n Bok 8 nie, maar hy kan. Johan Groblaar is vir 2 of 3 jaar in 'n ry seker very 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 unlucky omdat Joseph Dweba kan nie ingooi nie, maar hy is die beste skrammer en dan Malcolm Marx en Bongie wat world class is. So hy mis uit op dit unlucky, maar anders as dit is daar nie regtig iets wat is soos Roan Orkee is goed en hy's die team player en alles, maar hy gee my te veel Anton Lennard vibes af. Ja, vir my bring dit nou 'n paar terugflitsse in my kop terug. Ja, hy's 'n good club man. Maar ek sal hom met 'n sous mosterd vergelyk. Ek dink hy kort dalk 'n bietjie size en 'n bietjie lengte om 'n world beater te raak so sous, maar ja, debatable. Ek dink ons kan 'n bietjie meer in diepte ingaan daarso. As ek kan aanbeweeg, ek weet nie of jy nog signings het wat ons nie van weet nie, Fabrizio nie, maar scandals. Elton, wow. Ons het op stadig gewonder hoekom kies ons net een fly-off. Nou weet ons hoekom daar nie eers naaste by 'n backup fly-off in die squad was nie. Elton, luister vir my. Ek praat hier direk met jou. Fucking stop it, brother. Relax. Jessie, dis nie nodig om al hierdie goed buite te doen nie. Jy kon paal te skop. Jy moet 'n nuwe haarkapper kry voordat jy 'n ander performance enhancing drug in jou stelsel instoot. Stop it. Jessie. Dankie. Fucking hell, dis onnodig. Ja. Jy is op die scandal watchlist en nou is dit hierdie. En ek kan totaal en al oningelig wees. Dit kan wees dat jy dink jy kry kortison want jou bene seer en nou is daar die verkeerde substance. Neusproei, blykbaar 'n neusproei. 'n Neusproei, ag taf. Neusproei, neusbier. Dit is dieselfde, ja. Dit neusbier is ook illegal.
Wel, soos wat die een bom val die volgende een, Reece Webb, Wallace, retire net voor die World Cup, basies 'n guarantee pick gewees vir Warren Gatland om in Wallace om te speel vir Wallace en hy retire hy en nou slaat die bom met die aantuigings wat gemaak word dat die Walliese Rugby Federasie vir hom die medisyne gegee het wat toe basies 'n performance enhancing drug was, 'n growth hormone soos wat hulle dit noem. Ja, baie interessant om te sien wat gaan gebeur. Hy pleit onskuld. Hy het sy B-sample gevra vandag, het ek gesien. En hy speel nou vir 'n tweede klub dink ek in Frankryk, Division 2 span, Pirates of something. En ja, game changing. Ek weet nie. Ja, Not good. Not good. Dit sal obviously tragies wees as dit deur negligence van 'n medical team wat jy vertrou dat dit ja, dit is van net sketchy obviously dat hy retire het net vir die World Cup. Dit kan wees dat daar klaar vir hom gesê was vir die brother. Of shitskies of wat op dese aarde. Ja. Jy weet jy kan nie Winstrel spyt nie. Jy weet jy kan nie. Of Dynables vir Dynables, hou op. Ja, maar as terwyl ons nou in die besigheid is vir shout-outs gee, nee, ek wil vir 'n ook 'n rugby legende veral in die Ierse rugby gemeenskap. Ian Healy of Kean Healy of Sean Healy, ek weet nie hoe jy sy naam sê nie, maar Shamo, game voor die World Cup, sou sy 4de World Cup gewees het. 125 caps vir Ierland. 'n legende van die game, 'n baie bekende speler in die kringe. Lyk soos 'n nice guy uit ons perspektief uit. Ja, maak hy man, wie sê dit hy het nie kuite nie en Ja. maak hy sy kuit seer en dan is hy uit die World Cup uit. Ja, dis taaf. Ek dink dit is maar die heeltyd wat jy gaan dra. Die risiko wat jy gaan dra met hierdie warm-up games gaan bly die feit dat ouens gaan seer kry. Dit is maar wat ons gesê het met rassiese besering tegniek ook of besering taktiek is ook dis nie noodwendig cynical nie, dit is meer 'n odds game. Die kans dat iemand seer kry is probable. En vir dit het jy backups en dis unlucky. En as 'n mens 'n stit verloor, dit is Ja, van daai vlak. van daai kaliber, dit is massive. Dit is regtig groot. Ja, nee, ek is dis hard. Ek voel vir almal wat uitmis op hierdie Ek goed. dink die All Blacks het ook 'n stit verloor en hulle is reeds redelik dun of relatief dun op stitte. Ek bedoel, hulle twee stitte wat gestart het is onder 25. Dus hulle is belaglik onervare, doen bitter goed, maar daar het hulle vertel Lomax ook verloor en ja, ek weet nie, tough. Ek weet nie, ons diepte is gelukkig goed genoeg touchwood vir dit wat ons het op die stadium. So ja, bad luck. Ons moet net 10 verloor. Moet net 10 verloor hê. Anders te Ulrich Beyers op die comeback. Let's go. Cool.